Baie welkom by Gemeente Sonder Grense. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal. Ek is Henny van der Walt. Ons tema vandag is 'n nuwe bril vir 'n oorspronklike ontwerp. Verlede week het ons gesels oor die rol van vroue in die kerk. Spesifiek of vroue mag preek in die kerk. Ons gevolgtrekking was dat 1 Korintiërs 14 nie so duidelik is daaroor dat ons onomwonde moet aanvaar dat vroue nooit in die byeenkomste mag praat nie. Vir meeste van julle is dit nie 'n issue nie. En julle het nie 'n probleem met vroue predikante of vroue predikers of leraars nie. Maar dit is nie vir almal so 'n uitgemaakte saak nie, en dit veroorsaak tans geweldige spanning in die kerk van Jesus Christus, en dit veroorsaak verwydering tussen gelowiges. Maar behalwe daarvoor, waarom is dit belangrik om te weet wat die Bybel hieroor sê? Is dit regtig nodig om daaroor te praat? En wat 'n verskil gaan dit in my lewe maak? Ek moes ernstig hieroor gaan nadink en myself afvra, waarom is dit nodig om daaroor lering te gee? En in die proses het ek besef, hierdie saak het reg deur die geskiedenis 'n enorme impak op ons totale samelewing. Ons leef daarin en ons het so gewoond geraak daaraan dat ons nie eens meer die probleem daarvan raak sien nie. Maar as ons mooi gaan dink, hoekom was daar in die geskiedenis 'n aktiewe gedrewenheid om vroue in die markplek 'n gelyke plek te gee? Hoekom was vroue 'n klompie jare gelede geheel en al uitgesluit in die meeste beroepe? Hoekom is vroue reg deur die geskiedenis as minderwaardig beskou? Waarom is vroue vir eeue uitgesluit van stemreg? Hoekom is die vroulike stem in die Joodse godsdiens as skandelik gesien? En hoekom word vroue vandag nog onder die moslems as besittings behandel? Ons lewe in 'n patriargale samelewing. Nog altyd. Waarom? Waar het dit ontstaan? Was dit God se oorspronklike plan? Ek wonder, hoeveel mans werk tans onder 'n baas wat 'n vrou is? Hoeveel mans gaan hulle werk bedank as daar vandag 'n vrou oor hom aangestel word? En wat van jou huwelik? Waar kom die striweling tussen mans en vroue vandaan? Wat is die oorsprong daarvan? Wat is die ware oorsprong van daardie konflik? Ek dink, as ons beter verstaan waar 'n probleem vandaan kom, dan sal ons die probleem makliker kan baas raak. En dit is van die redes waarom ons hierdie belangrike onderwerp hanteer. Dit help om die probleem te verstaan, en dit gee rigting te midde van die striweling in die kerk. Sommige van julle gaan vandag dinge hoor, en dit sal die eerste keer wees wat jy daarvan kennis neem. Sommige van julle gaan vandag dalk met 'n skok besef wat jy eintlik nog die hele tyd geglo het, en dat dit eintlik nie reg is nie. Sommige van julle sal dalk gekonfronteer word met jarelange voorveronderstellings wat jou uitkyk oor die lewe en vir al jou siening oor die verhouding tussen mans en vroue beïnvloed het. Met ander woorde, jy gaan die kleur van jou bril se lense ontdek. Dis wat met my gebeur het. Almal van ons sal vandag hoor wat God se oorspronklike plan was, hoe die mens veroorsaak het dat daardie plan bederf is, en hoe God daardie plan weer kom herstel het. Jy gaan vandag moet besluit, of jy die Bybelse weergawe gaan glo en of jy gaan meewerk met God se plan om dit wat die mens vernietig het te herstel. Baie mense beskou die teksgedeelte wat ons vandag gaan hanteer as die fondasie vir 'n goeie patriargale samelewing. En is oortuig daarvan dat dit God se oorspronklike bedoeling was. Met ander woorde, manlike oorheersing was God se oorspronklike, perfekte plan vir die menslike samelewing. Klink dit vreemd? Of stem jy dalk saam daarmee? Ek dink ook dat hierdie inderdaad die fondasie van die redenasie is. Maar almal weet wat gebeur as 'n fondasie begin verkrummel. So kom ons kyk hoe sterk hierdie fondasie regtig is.
Toe ek my studie gedoen het vir verlede week se boodskap uit 1 Korintiërs 14, het ek op die frase soos die wet ook sê afgekom. En my vraag was, watter wet? Waar in die wet staan dit dat vroue onderdanig moet wees en nie in byeenkomste van gelowiges mag praat nie? Nou ek weet dat Paulus dikwels wanneer hy na die wet verwys, die Ou Testamentiese geskrifte bedoel. So iewers in die Ou Testament sal ons dan hierdie aanhaling of verwysing kry. En ek het gaan soek. Maar nêrens kon ek so iets kry nie. Wat ek wel gekry het was vroue wat profete was, en wat leiers was, en wat entrepreneurs was. Maar nêrens kon ek 'n verwysing kry dat vroue onderdanig moes wees, of dat hulle nie mag praat in byeenkomste nie. Toe gaan kyk ek na kommentare. Wat sê die geleerdes? Waar staan dit en in watter wet? Deurlopend is die enigste verwysing wat ek kon kry, Genesis 3 vers 16. En dit is die fondasie van hierdie eeue oue argument. Wat staan in Genesis 3 vers 16? Kom ons lees dit. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. Dis die ou Afrikaanse vertaling. Maar kom ons lees hom in die nuwe Afrikaanse vertaling. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, na jou man sal jy hunker en hy sal oor jou heers. So, diegene wat hierdie verse aanhaal, interpreteer dit dat dit God se bedoeling was, dat die man oor die vrou sal heers. En die gevolgtrekking? As dit God se plan is dit goed en is dit presies wat hy bedoel het. Met ander woorde, dit bepaal die kleur van my bril se lense. Maar dan moet ons ook die res van die sin as goed en reg beskou. En wat lees ons daar? Na jou man sal jy hunker, of jou begeerte sal na jou man wees. Wow, dit klink so mooi. Dit klink selfs romanties. Maar daar's 'n probleem, want dis nie veronderstel om mooi te wees nie. Dit staan in 'n spesifieke konteks. En ek is seker jy kan dink wat daardie konteks is. Is dit 'n seën wat oor die man en die vrou se verhouding uitgespreek word? Nee. Die konteks is 'n vloek, dis 'n oordeel wat God uitspreek. Dit wat direk voor hierdie woorde staan is 'n vloek, en dit wat direk na hierdie woorde staan is 'n vloek. Daar's geen ander manier om dit te lees nie, dis 'n vloek. Maak nie saak wat jou opinie is oor vroue en mans nie, dit bly 'n vloek en almal stem saam hieroor. As dit dan nie iets positief is nie, wat word dan bedoel met hunker of begeer? Hoe moet ons dit verstaan? Die Hebreëse woord is teshuka. In Genesis kom hierdie woord net op een ander plek voor, en dit is in hoofstuk 4 vers 7. Dit is net so voordat Kain vir Abel doodgemaak het. Genesis 4 vers 6. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie? Die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Die nuwe Afrikaanse vertaling sê, die sonde wag jou in daar buite, en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Daar's 'n ander plek waar die woord in die Ou Testament ook voorkom, en dit is in Hooglied 7 vers 10. Ek behoort aan die man wat ek liefhet, en dit is na my wat hy smag. Hier is dit 'n liefdevolle en selfs seksuele begeerte na sy vrou. Maar natuurlik kan dit tog nie wees wat Eva begeer het nie, want sy het reeds daardie begeerte gehad voor die sondeval, toe God hulle in Genesis 1 beveel het om vrugbaar te wees en die aarde te vul. Dit is dus baie meer waarskynlik dat die betekenis van die woord dieselfde sal wees as in Genesis 4 vers 7. En dan maak dit perfekte sin in die konteks.
Met ander woorde, soos die sonde vir Kain in sy mag wou kry, so wil die vrou nou die man in haar mag kry en oor hom heers. Maar deel van hierdie vloek is dat die man die een sal wees wat oor haar heers. Maar almal weet, dit is deel van die vloek. En hierdie feit dat die man oor die vrou sal heers is beslis nie iets goeds nie. So hoe verklaar hulle dit dan? Hoe bepaal die kleur van ons brilglase ons interpretasie? Ek dink 'n goeie illustrasie daarvan is John MacArthur wat sê dat hierdie woord vir begeer of hunker is 'n despotic kind of authoritarianism that was not in God's original plan for man's headship. Sy argument is dat die woord verheers nie dieselfde woord is wat in hoofstuk 1 vers 28 gebruik word, waar die mens, beide man en vrou, beveel word om oor die aarde en oor alle lewende wesens te heers nie. En hy's reg dat dit nie dieselfde woord is nie. Maar, het hierdie woord 'n negatiewe, autoritaire betekenis? Watter woord word hier gebruik? Dit is die Hebreëse woord mashal. En dit word 81 keer in die Ou Testament gebruik. En die eerste plek waar dit gebruik word, is toe die son en die maan geskape is om te heers oor die dag en oor die nag. Daar word gesê dat Josef oor Egipte gemashal het. Hier is dit nie 'n despotic kind of authoritarianism nie. En nêrens in enige van die 81 verse word dit in so 'n negatiewe sin gebruik nie. Ek het dubbel seker gemaak. En dit is nie net my eie opinie nie. Its core semantic concept does not include oppression or tyranny. To express that meaning, words have to be added, such as harshly. No such word is added here. So, it is the ordinary rule of man over the woman that is identified in 3 verse 16 as a consequence of the disobedience, not harsh rule of man over woman. Nou die blote feit dat die man oor die vrou heers, is met ander woorde alreeds deel van die vloek. Dit beteken dat dit nooit God se bedoeling was dat die man oor die vrou moes heers nie. Wag 'n bietjie. Kom my brilglase regtig so dof wees dat ek dit geglo het? Ja, inderdaad. En ek is teleurgesteld in myself. Hoekom het ek dit nie vroeër raak gesien nie? Die meeste mense wat glo dat dit God se bedoeling en plan is van mening dat dit reeds in Genesis 1 en 2 bevestig is. Maar jy kan maar self gaan lees. Nêrens is daar enige melding dat Adam ooit aangestel is oor sy vrou nie. Toe God die opdrag gegee het dat hulle oor die aarde moet heers, was die opdrag aan albei van hulle gegee. En geen onderskeid word gemaak oor die rolle wat hulle moes vervul nie. Kom ek lees dit vir julle. Genesis 1 vers 28. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Jy sien, die opdrag word aan beide man en vrou gegee, sonder onderskeid. Hulle dra dus gelyke verantwoordelikheid. En nêrens word die man ooit in 'n posisie bo die vrou gestel nie. Die idee dat God 'n oorspronklike plan gehad het vir manlike hoofskap oor die vrou, kom nêrens voor in Genesis 1 en 2 nie. Dit is iets wat 'n mens moet inlees. Met ander woorde, dit word bepaal deur jou voorveronderstellings, die bril wat jy op het. Kom ons kyk weer na MacArthur se aanhaling. It is a despotic kind of authoritarianism that was not in God's original plan for man's headship. As God so 'n plan gehad het, naamlik dat die man oorspronklik die hoof moet wees oor die vrou, dan was patriargie mos God se plan. Dan was God se plan 'n plan van manlike oorheersing, maar nêrens voor die sondeval kry ons enige aanduiding van so iets nie.
God se oorspronklike plan was 'n plan van absolute gelykheid tussen man en vrou. Gelyke verantwoordelikheid en gelyke autoriteit. MacArthur probeer om die patriargale stelsel te regverdig as God se plan vir die mensdom, omdat hy van mening is dat die man reeds voor die sondeval gesag oor die vrou gehad het. En omdat, volgens hom, God dit so beskik het, sien hy nie raak dat dit eintlik 'n vloek is nie. Vir die vrou om oor die man te wil heers, is 'n vloek. En deel van hierdie vloek is die man wat oor die vrou heers. Dit is belangrik om te besef dat hierdie 'n oordeel van God slegs 'n stelling is van iets wat sal gebeur. God sê dat man en vrou in konflik sal lewe en hulle verhouding sal problematies wees. Die stelling, hy sal oor jou heers, is dis nie 'n Bybelse bevel vir die man om te domineer, soos John MacArthur dit in sy preek weergee nie. Hy sê op verskeie plekke, the man will have to rule over her. En as hy sou hou by sy negatiewe siening van die woord marshal, dat dit 'n despotiese oorheersing en onderdrukking van die vrou is, dan is dit presies wat die man moet doen. MacArthur sal dan geen probleem kan hê daarmee dat die man sy gesag misbruik nie. En ek is seker, dit sou vir hom in 'n morele dilemma geplaas het. Sommige mense beweer dat die man gesag oor die vrou het, omdat die vrou gemaak is as die man se helper. Die redenasie is dat sy langs die man inkom en hom ondersteun. Sy's net daar om hom sterker te maak, terwyl hy die baas oor haar is. Maar kom ons kyk 'n bietjie na die woord wat gebruik word vir helper. Ezer. Hebrew scholars define it not as a subordinate, but as an equal counterpart, partner, or strength or power opposite him. She was created to fill the void of loneliness and provide, protect, and complement Adam as a perfect match. The biblical context of helper is not subservient. It indicates to a rescuer or strength, not a servant or assistant. Is daar ooit 'n veronderstelling dat iemand wat 'n Ezer ontvang, die hoof of die baas is van hierdie helper? Nee. Moses sê in Deuteronomium 33 vers 7, en hy het gesê, hoor Here die stem van Juda, en wees u vir hom 'n hulp teenoor sy teenstanders. Op verskeie plekke in die Ou Testament word God mense se helper genoem, en nooit is die veronderstelling dat die mens vir wie hy, God, 'n helper is, ooit enige gesag oor die helper het nie. Dit is altyd die teenoorgestelde. Die patriargale stelsel, wat in plek was, reg deur die Ou Testament, het begin by die sondeval. Dit is nie God se oorspronklike goeie plan nie. As vroue uitgesluit is uit sekere aspekte van die samelewing deur die geskiedenis, was dit as gevolg van die sondeval. Die vloek het tot gevolg gehad dat man en vrou konflik beleef in hulle verhouding. Is dit 'n goeie ding? Nee, natuurlik nie. En dit is hoekom Jesus aarde toe gekom het. Hy het gekom om die vrede te kom herstel tussen ons en God en tussen man en vrou. Hy het juis gekom om die vloek te kom breek. Wat Jesus op aarde kom doen het dit ook vir my en vir jou moontlik gemaak om die vloek in 'n groot mate te breek. Sal vroue in pyn kinders baar? Ja, tot aan die einde toe. Dis 'n vloek. Sal mense, mans en vroue, dit moeilik vind om te werk sonder swaar kry? Ja, tot aan die einde van die wêreld toe. Dis 'n vloek. Sal daar konflik wees tussen man en vrou? Beslis ja. Maar beteken dit ons mag nie probeer om die pyn en die sweet en die konflik minder te maak nie? Nee, natuurlik nie. Dames, dis nie verkeerd om 'n epiduraal te kry tydens die geboorte van jou kinders nie. Dit is nie verkeerd om te mekaniseer om jou werk ligter te maak nie.
En dit is nie net nie verkeerd nie, dit is 'n opdrag om die konflik tussen man en vrou te verminder, om in vrede te lewe. As ons dan nou 'n ander bril opsit, en Efesiërs deur hierdie bril gaan lees, dan gaan ons dalk 'n paar dinge beter verstaan. Julle sal onthou dat Efesiërs 5 ons leer dat vroue onderdanig moet wees aan hulle mans, en dat mans hulle vroue moet lief hê. Waarom word hierdie opdrag vir die vroue gegee, wees onderdanig? En waarom word die opdrag spesifiek vir die mans gegee, julle moet julle vroue lief hê? Haal bietjie af daai patriargale bril en sit op die bril van God se oorspronklike bedoeling van absolute gelykheid. Tint nou daardie bril so 'n bietjie met die gevolge van die sondeval. En dan kleur jy hom so 'n bietjie in met Jesus wat aarde toe gekom het om alles weer te herstel. En wat sien jy? Hoekom moet vroue onderdanig wees aan hulle mans? Is dit nie omdat daar deur die sondeval 'n vloek uitgespreek is, dat hulle na hulle mans sal hunker om oor hulle te heers nie? Maar hoekom is dit nodig vir mans om hulle vroue lief te hê? Let mooi op, soos Christus die kerk lief gehad het. Is dit nie omdat heerskappy oor die vrou deel was van God se vloek nie? Jy gaan dit dalk beter verstaan as jy verstaan hoe Jesus die kerk lief gehad het. Hoe het Jesus liefde kom bewys aan die kerk? Wel, die Bybel leer ons, hy het sy koningskap prysgegee. Hy het homself verneder. Hy het die gestalte van 'n slaaf, 'n vrywillige, ondergeskikte dienaar aangeneem, en hy het selfs sy lewe vir die kerk afgelê. En dit is wat hy van mans verwag. Geen sprake van heerskappy nie. Die vrou mag dalk nou dink, dankie tog, ek hoef dit nie te doen nie. Nee dames, dis nie waar nie. Albei hierdie opdragte is bedoel vir beide mans en vroue. Natuurlik moet vroue ook hulle mans op dieselfde wyse lief hê. Maar dit word uitgesonder en spesifiek vir die mans gesê, juis omdat hulle heers oor hulle vrouens. En natuurlik moet mans ook aan hulle vroue onderdanig wees. Wat? Hoe kan mans onderdanig wees aan die vrouens as die vrou die opdrag gekry het om onderdanig te wees? Luister, in vers 21 is dit waarmee hierdie hele gedeelte begin. Daar staan, wees aan mekaar onderdanig. Dis hoe ons die gevolge van die vloek oorwin. In hierdie lewe gaan ons altyd daarmee worstel. Dis die gevolge van die sondeval. Maar dit beteken nie dat ons moet opgee en onsself oorgee daaraan nie. Net soos wat ons voortdurend moet stry teen ander sonde, moet ons ook teen hierdie sonde stry. Daarom, kruisig jouself. Beskou die ander persoon altyd hoër as jouself, belangriker as jouself. Filippense 2 vers 3 sê dit. Dis ons opdrag. Van die begin af was God se fokus gelyke liefde en respek tussen man en vrou. Al het sonde hierdie oorspronklike skoonheid kom bevlek, beveel God ons as gelowiges in Christus om sy ideale verhouding tussen man en vrou na te streef en na te jaag. 'n Ideaal wat hy in Christus se verhouding met die kerk vir ons kom demonstreer het. Maar ek wil ten slotte stilstaan by die rede waarom 'n man aan sy vrou onderdanig moet wees en waarom 'n vrou aan haar man onderdanig moet wees. Efesiërs gee die rede. Efesiërs 5 vers 21. Uit eerbied vir Christus. As ek nie bereid is om aan my vrou onderdanig te wees nie, dan het ek nie werklik eerbied vir Christus nie. Want dit is wat hy sou doen, wat hy actually gedoen het. En hy het vir my die voorbeeld gestel. En dit geld vir die vroue ook.
As ons dit doen, dan het ons niks te vrees nie, mense. Ons hoef nie bang te wees vir enige diskriminasie of oorheersing nie. Mag die Here ons in sy groot genade help om met selfopofferende liefde teenoor mekaar op te tree. Dis waarvoor ons die Here moet vertrou. Amen.